Eksodus, hoofstuk 28. Jy moet jou broer Aaron en sy 4 seuns, Nadab, Abihu, Eleazar en Itamar uit die geleedere van die Israeliete na jou toe roep. Hulle moet vir my as priesters optree. Maak vir jou broer Aaron gepaste heilige klere wat aan hom waardigheid verleen en ook as 'n versiering kan dien. Jy moet met almal wat oor die vaardigheid beskik om sulke klere te maak en wie ek met 'n gees van wysheid gevul het praat, sodat hulle die klere vir Aaron kan maak wat gepas is vir die priesteramp. Hulle moet die volgende kledingstukke vir hom maak: die borstas, skouerkleed, mantel, kunstig bewerkte priesterrok, tulband en die gordel wat om sy heupe kom. Dit moet heilige klere wees wat hulle vir Aaron en sy seuns moet maak, sodat hulle vir my in die amp as priesters kan dien. Hulle moet geweefde linne gebruik, waarin daar gouddraad asook pers, purperrooi en bloedrooi wol ingeweef is. Die skouerkleed moet gemaak word van gouddraad asook pers, purperrooi en bloedrooi wol wat in fyn dubbeldraad linne ingeweef is, soos net 'n wewer dit kan doen. Die skouerkleed moet 2 skouerbande hê wat aan mekaar vasgewerk is aan die bopunt van die kleed. Die gordel wat gebruik word om dit om die heupe vas te maak, moet ook gemaak word van gouddraad asook pers, purperrooi en bloedrooi wol wat in fyn dubbeldraad linne ingeweef word. Dit moet alles een geheel vorm. Grafeer die name van die kinders van Israel op 2 onyxstene. Van oud na jonk moet hulle name op die onyxstene gegrafeer word, 6 op die een steen en 6 op die ander steen. Die name moet op die 2 stene gegrafeer word op dieselfde wyse as wanneer 'n seelring gegrafeer word. Dit moet met die kundigheid van 'n grafeerkunstenaar gedoen word. Die 2 stene moet dan in goud gemonteer word. Die 2 stene moet dan op die skouerbande van die skouerkleed vasgesit word. Dit moet dien as 'n herinnering aan die seuns van Israel. Hulle name moet op die skouers van Aaron gedra word, as 'n herinnering voor die aangesig van die Here. Die monterings van die 2 stene moet van goud gemaak word. Daar moet ook 2 goue kettingkies van suiwer goud vasgesit word aan die monterings. Die kettingkies moet lyk soos tou wat gedraai is. Maak ook die borstas van beslissing soos net 'n vaardige kunstenaar dit kan doen. Dit moet op dieselfde manier as die skouerkleed gemaak word van gouddraad, asook pers, purperrooi en bloedrooi wol wat ingeweef is in fyn dubbeldraad linne. Die materiaal moet dubbel gevou word om sodoende die borstas te vorm. Dit moet vierkantig wees. Die afmetings daarvan is 'n span of ongeveer 22 cm lank, asook 'n span breed. Sit 4 rye edelstene daarop vas. In die eerste ry moet daar 'n karnieul, topaas en smarag wees. In die tweede ry moet daar 'n turkoois, safier en jaspis wees. In die derde ry moet daar 'n hyasint, agaat en ametis wees. En in die 4de ry moet daar 'n krisoliet, onyx en opaal wees. Al die stene moet in goud gemonteer word. Daar moet 'n totaal van 12 stene wees waarop die name van die seuns van Israel gegrafeer word. Soos 'n seelring gegrafeer word, so moet die 12 stamme se name op die stene gegrafeer word. Jy moet kettingkies van suiwer goud op die borstas vassit. Die kettingkies moet lyk soos gedraaide tou. Dan moet jy 2 ringe van goud maak wat aan die 2 boonste hoeke vasgesit moet word. Aan die 2 ringe wat aan die boonste 2 hoeke vas is, moet jy dan 2 toutjies van goud vassit. Die ander 2 punte van die toutjies moet aan die 2 monterings vasgesit word. Sit dit dan vas aan die voorkant van die skouerbande van die skouerkleed. Maak nog 2 ringe van goud en sit dit aan die 2 onderste hoeke van die borstas vas. Dit is die gedeelte wat teen die skouerkleed lê aan die binnekant. Daar moet nog 2 ringe van goud gemaak word wat aan die onderkant van die skouerbande van die skouerkleed vasgesit moet word. Dit is aan die voorkant, net bo die gordel van die skouerkleed waar die skouerbande vasgesit is. Gebruik dan perstou en maak die borstas se ringe aan die skouerkleed se ringe vas, net bo die gordel van die skouerkleed. Dit is om te keer dat die borstas nie van die skouerkleed afskuif tot onder die gordel nie. Op hierdie wyse sal Aaron dan die name van die seuns van Israel wat op die borstas van beslissing aangebring is, teen sy hart dra. Dit sal altyd as 'n herinnering aan hulle voor die aangesig van die Here wees, wanneer Aaron die heiligdom binnegaan. Sit die Urim en die Thummim in die borstas van beslissing. Wanneer Aaron voor die aangesig van die Here kom, moet dit op sy hart rus. Aaron moet die beslissing van die Israeliete altyd op sy hart dra, wanneer hy voor die aangesig van die Here kom. Die mantel van die skouerkleed moet van perswol gemaak word.
Sorg dat die opening waardeur die kop gaan in die middel van die mantel is. Die opening moet omsoom wees soos net 'n wewer dit kan doen. Dit moet so sterk wees soos die opening in 'n gevegsmondering, dan sal dit glad nie skeur nie. Daar moet granaatjies borduur word op die soem met pers, purperrooi en bloedrooi wol. Tussen die granaatjies moet daar goue klokkies borduur word. Dit moet reg rondom die soem wees. Reg rondom die soem moet dit afgewissel word tussen 'n goue klokkie en 'n granaatjie. Aaron moet die mantel aan hê wanneer hy dienswerk doen, sodat die klokkies duidelik gehoor kan word as hy voor die aangesig van die Here die heiligdom ingaan of uitgaan. Dan sal hy nie doodgaan nie. Maak ook 'n blom van suiwer goud en grafeer daarop, soos op 'n seelring, die woorde gewyd aan die Here. Werk dit dan met 'n persgaring aan die voorkant van die tulband vas. Aaron moet dit op sy voorkop dra. Dit dien as teken dat hy die skuld van die Israeliete dra in verband met die heilige gawes en dit wat hulle aan die Here wy. Hy moet dit altyd op sy voorkop dra, sodat hulle voor die Here genade mag vind. Die priesterrok moet kunstig gewewe word uit fyn linne, soos net 'n wewer kan. Die tulband moet ook van fyn linne wees, en die gordel moet 'n veelkleurige kunswerk wees, soos net 'n borduurder dit kan maak. Daar moet ook vir die seuns van Aaron priesterrokke, gordels en kopdoeke gemaak word, wat aan hulle waardigheid verleen, en ook as 'n versiering kan dien. Aaron en sy seuns moet dan die klere aantrek, en jy moet hulle salf en aanstel in hulle ampte en hulle heilig. Dan kan hulle my dien as priesters. Daar moet vir hulle broeke gemaak word wat onder hierdie priesterrokke aangetrek kan word. Dit is om hulle skaamtes toe te maak. Die broeke moet vanaf die heupe tot by die bobene toemaak. Aaron en sy seuns moet hierdie broeke aan hê wanneer hulle die tabernakel binne gaan en wanneer hulle die altaar nader om daar werk te doen in die heiligdom. As hulle dit nie doen nie, sal hulle beslis doodgaan. Dit is 'n vaste reël wat vir hom en sy nageslag na hom vir altyd geld.